Randall, hoe gaan jy voel as daai mannetjie op die kruis vasgeslaan is? Weet jy wat se ergste die, of dit vir die seun of die pa die ergste? Ek dink vir die pa, né? God suffered when Jesus was crucified. He really suffered. Ek sê vir my bietjie, ekskuus, ek probeer dit nou net eers 'n bietjie. Ek kry nou eers daai revelation. Die vraag is hoeveel wil ons suffer? Ons bereid om te ly ter wille van, jy weet, in die goed waar volgens ons ly. As ek sê suffer, beteken ek lewe 'n rein lewe. Dit beteken ek raak nie so dronk dat ek in my bed kots nie. Ek raak nie so bedwelms dat my brein gebrand is dat ek soos 'n mal ding in die straat. Ek horeer nie dat ek met my siel wat vuil is opstaan. Wie die manne wat horeer, hulle staan breëbors, hulle by die vrouens in. Maar hoop hulle wie het my gesien as hulle daar uitgaan. Ek sit met my bitterheid, ek wil nie vergewe nie. Al daai goedjies. Ek's te veel, alles draai om my, the center of the universe. Ek sien die center of the universe nie. Ons is nie bereid. Jy weet, as die Here sê wees heilig, beteken hy, kom hier dat ek na jou kyk. Be holy because I'm holy. You know, when you preach salvation, and say God saves, everybody shouts hallelujah. If you say be holy, they don't want to hear that the church runs dry. As jy vinnig 'n kerk wil leeg hê, moet jy sê die mense moet heilig raak. Sanctification, heiligmaking. As jy kerk wil vol hê, dan sê jy, die Here red jou onvoorwaardelik, wat waar is. Maar die vraag is, wat is heilig? Heilig is lekker, mense. Being holy is a blessing. Being pure is a blessing. Bible says be pure and holy. I can be pure and holy. It is a blessing from God. It is not torment. Jy weet, ek sê vir die mense, kom dien die Here saam met my, dan sê nee, ek moet eers die lewe geniet. Wat is die lewe geniet dan? Definieer jy vir my, wat is dit om die lewe te geniet, as jy sê jy wil eers die lewe geniet? Verduidelik nou vir my, wat bedoel jy? Beteken jy wil pornografie kyk? Jy hou daarvan? Regtig? Ek het al pornografie gekyk. Het jou ingetrek. En daarna voel jy so half leeg en stupid. Stupid. Wat is lewe geniet? Is dit drugs? Ek weet nie. Is dit lewe geniet? Vra jouself, wat is dit om die lewe te geniet? As ek vir jou sê, kom dien die Here saam met my. Wat is dit om die lewe te geniet? Is om vriende te wees met die wêreld, wat jou aftrek, of om fellowship te hê met die saints wat jou opbou? Divine love, people. Divine love is loving somebody for their benefit. Worldly love is loving somebody to see what you can get out of it. Okay? My waterpomp breek, dan nooi ek gou vir weertjie vir koffie. En ek vertel vir hom hoe lieflik hy en Sandra is, en ek geef hulle koek en tee, en dan sê ek, hy's 'n beertjie, wil jy gaan kom kyk na my pomp nie? That's worldly love. We are not like that. Divine love, as jy ons 'n bietjie skit, jy vat 'n laaitjie vir jou skit om 'n bietjie te bykom. That's divine love. Verstaan? Divine love, as jy daai meisie, jy weet, jy gaan dikbek wees vir die volgende 3 dae, jou selfoon wegvat. Dis divine love. Verstaan? Dis divine love. Goddelike liefde. Dan sê mense vir my, hulle wil eers die lewe geniet. Wat is die lewe geniet? Vra myself die vraag vandag. Wat is dit om die lewe? What is it to enjoy life? What do you mean as a sinner when you say I want to enjoy life? That means you love sin. And the question is today, is sin a wonderful thing? If you think about it.
Wie van julle het daar dat julle gesondag het beter gevoel of slegter gevoel? Ek kon nie verstaan nie. Dankie Here. Somehow het my bonatuurlik van alkohol weerhou. Miskien is dit lekker om gesuip te wees. Vir daai oomblik. Dan het ons uitgegaan met die pelle. Het hulle lekker gesuip. Hulle stamp hulle karre. Die een ou poef in sy bed. Die ander ene by die toilet. Die ander ene roep my. Sean, help my. Ek sê, wat sit? Hy sê, gisterand was ek by 'n meisie en ek is aan die brand hieronder. It feels like it's all on fire. En hy begin huil, hy sê ek het 'n fout gemaak. Maar weet jy wat sê hulle? Ons het gisterand 'n lekker aand gehad. Is julle met my, julle klink geskok, maar don het op julle. Ek wil 'n punt maak. Ek wil vir julle sê, wat hier sit vanaand, julle is gelukkig om die Here te dien. We are fortunate to serve the Lord, to be children of God, because we understand life and life abundantly. We can enjoy life in Christ. Ons kan die lewe geniet. Ons kan gaan visvang as jy wil visvang. Jy kan die berge gaan ry met die perde. Die almal geniet dit evenveel nie. Maar, verstaan? Ek sê met daai 3 klein meisiekies, die goed kan nie behoorlik op 'n perd sit, hulle val die kant, dan val hulle daar kan hulle. Dan sê hulle, waar is Janika? Oom is lekker, oom is lekker. Is daar sonde daar? Nee. Jy kan heilig wees en lewe geniet. You can love life. Jesus came to give life and life abundantly. Toe ek my hart vir die Here gee op 25. Toe sê lees ek die Bybel, die mense, jy weet hulle sê, ja, julle moet nie, don't be in the world. Toe is ek bereid, né? Ek besluit, ek is bereid om alles te offer. Ek gaan nie meer surf nie. Ek gaan niks wêreld so goed doen nie. Ek gaan net lees Bybel en bid. En bid vir mense. Mense, in my hart het ek 'n besluit gemaak. Klaar. Ek gaan myself 100% aan God toewy. Toe kry ek so gesig wat die Here sê. Nee, Boeta. Jy verstaan nie. Ek het branders gemaak om te surf. Ek het wind gemaak om te kite. Ek het perde gemaak om te ry. Ek het 'n backwheel drive gemaak om te brody, te drift. Nie dat ek jou vang het nie. Julle helsims, my bakkie. Life and life abundance. Ons kan nie die Here dien en heilig lewe en saam met hierdie dinge sonde inbring nie. Almal het gesondig. Ek sit en dink, jy weet, my gunsteling skrif is nie dat jy vervloek is nie. Dit is 'n sê skrif, is nie my gunsteling nie. Dit is 'n skrif wat ek, die Lady Braai quote wat ek ontdek het, is bevrydend vir my as 'n evangelis, as 'n kind van die Here wat mense na Christus toe wil lei en hulle wil nie hoor nie. En ek lees aan Korintiërs wat hy sê, man, laat hulle wat die Here nie liefhet nie 'n vervloeking wees. Maranatha. You know, if you say Maranatha, yippee, I've been delivered. Jy verstaan, Maranatha. Nee, dankie tog. Dit wys jou Paulus is bevry van mense wat die duiwel wil dien. Laat hulle die duiwel dien. Laat hulle vervloeking wees. Sodat die kinders van die Here vir hulle kinders kan sê, sien jy wat gebeur as iemand aan die duiwel oorgelaat word? En dan weet jy wat, as die kruis toch so belangrik, daai ou wat gesê het, ek hou van sonde. En ek kom op 'n plek wat die Satan op gaan verwoes het, en hy skree, Here help, dan ontmaranata ons hom en ons bring hom in die huis van die Here. Here red hom ook. Maar moenie jou tyd mors met mense wat nie die Here, nêrens in die Bybel moet 'n mens iemand smeek om die Here te dien nie. Ek bemoedig jou,
jy 'n bietjie vermaan, maar ek kan jou nie smeek om die Here te dien nie. Jesus is nie goedkoop nie. Jesus is nie goedkoop nie. Hy's kosbaar. Hy's waardevol. Dis lekker, niemand hoef te gaan werk of iets, ook 'n lang preek vanaand. Soos hier soos die Here dien. Maar julle moet gaan werk, né? Môreoggend. Weet ek, my gunsteling skrif, kom terug, is daai die gees van die Here is op my, nie op my nie, is Christus. En hy sê die gees is binne in my, om die evangelie aan die armes te verkondig, to spread the gospel of Jesus Christ to the poor. You know, and sometimes we say things and we say things and we say things. You know, a while back I did this thing, we all say the kingdom of God, the kingdom of God, the kingdom of God. Then I ask myself, if somebody says, Sean, what's the kingdom of God? There's a place in heaven. I said, okay, Lord, just show me what's the kingdom of God. So, like a Google, kingdom of God. First time Jesus uses those words, he says, if I use the finger of God to cast out a demon, the kingdom of God has become near. Casting out demons, you haven't even reached the kingdom of God. And then I found it. The kingdom of God is not food and drink. Dis spys en drank nie, but it's vrede, peace, righteousness, and joy in the Holy Spirit. Joy in the Holy Spirit. Dylan, as jy wheelie pop in die bike, is lekker, ne? Wie die Here sê jy mag, maar hy sê wees versigtig. Verstaan jy? Daar's nie fout daarmee nie. Maar moet dit nie in kerktyd doen nie. Verstaan, daar's 'n tyd. Daar's 'n tyd en 'n plek vir alles. En ek gaan en ek besef, sodra ek my blydskap verloor, het ek die koninkryk verloor. Sodra ek my vrede verloor, het ek die koninkryk verloor. So ek wil my nie meer besig hou met dinge wat die koninkryk van God vir my beroof nie. OK? Ek wil my nie besig hou daarmee en ek wil daar goed luister nie. Die wêreld is te mekaar. Maar weet jy wat? Ons is die huis van die Here, ons is sy volk. Hy sal ons kyk. Jou kar sal altyd petrol hê. Maak nie saak wat daarbo aangaan nie. Daarbo aangaan nie. OK, as jy petrol nodig het, sal jy petrol hê. Rudy steek so 'n bietjie weg af vir die kerkmense. Hy het so geheime stash daarso. Alle mense kry 30 liter, PPK kry vol tanks. Ou prys. Nie ou prys nie, OK. Hy is nog nie so gered nie. Maar verstaan julle, toe vra ek die Here nou, wat is die evangelie? If I have to ask you today, what is the gospel of Jesus Christ? Jy kan vir my sê wat is die evangelie van Jesus Christus? Verstaan jy, ons nooit daar gedink nie, né? Ons kan 'n paar goedjies pop nou hier op, en jy is nou bang om iets te sê. What is the gospel of Jesus Christ that needs to be preached to the poor? Ek het hom gekry, ouens. I discovered it. 1 Korintiërs 15 vers 1. Skryf dit neer, trek 'n lyn. It said, brothers, I declare to you the gospel which I preach to you, which you also have received and in which you stand. So, nou praat hy so the gospel I preach to you, which you received, in which you stand, by which you are also being safe, kept safe. By the gospel of Jesus Christ, you are being kept safe. As jy 'n jong meisie is, you're being kept safe. You're a young man, you're being kept safe. By the gospel of Jesus Christ. When you're an employer, there's certain things that you have to keep in mind that keeps you safe. When you're an employee, there's certain things that keep you. When you're a father and you're bringing up your children, or a mother and you're teaching your children, you are kept safe by the gospel to make sure it works. Op 'n stadium toe my seun ouer was as wat ek gehoop het ek hoef 'n kind pak slaag gee, het hy uit lyn uitgegaan. Ek besef ek moet hierdie man nou 'n pak slaag gee.
Ek weet op 17 is jy 'n man. Op 17 wil ek nie nog vir jou sê jy moet jou kouse gaan was en skoon onderbroeke aantrek nie. Op 17 moet jy al weet wat is die rules of the house en waarvoor staan ons. En dit gebeur dat ek moet pak slaag gee, ek besef ek moet op pak slaag gee en dit is vir my traumaties. Ek besef ek moet op pak slaag gee en my manne is harde kalante. En ek besef ek kan nie liggie stukkie. Dit gaan nie deurkom as ek om liggie stukkie. En al wat ek het, all I have to keep me safe is the word of God. Die word of God sê nie sit hom in die hoekie vir 'n halfuur nie. Die word of God sê nie laat hom uitskryfwerk doen nie. Die word of God sê nie vat sy PlayStation weg vir 2 ure nie. The word of God says use the rod. Maak hom seer. Wie wil sy kind seer maak? Is iemand hierso? I don't want to hurt my children. Laat hom brand. Ek sê Here, wat van ek gaan 'n pak gee en hy gaan my haat. En uit die huis uit hardloop. My kind vir wie ek so lief is, gaan my haat en uit die huis uit hardloop. Want ek 'n pak gegee. Wat van hy raak rebels? Wat van hy gaan hang homself op? Of hy sny homself met 'n lemmetjie? Of hy, wat van dit? Die Here sê, my word keeps you safe. En ek sê, Boeta, jy moet maar buk. Jou pak sla moet nie skrik maak, jy moet seer maak. Ja, daar's 'n fyn lyn tussen SPCA toe, okay? Is nou nie kindermishandeling hierso nie. En hy staan so. Jy weet daai attitude vir 'n jong man. Ja, ek was ook daar. Dan sê mooi, Here, ek moet hom nou slaan. En ek slat vir daai kind met 'n tou. Hierdie cowboy tou ook 'n lekker slaan. En ek slat hom weer. Maar toe kon hy nie meer daai pause hou nie. En ek slat hom 6 goeie houe. En ek lees van my skrifte voor ek hom pak gee. En ek sê vir my seun, ek hoop dat jy my nooit weer deur hierdie trauma moet sit, waardeur ek vanaand moes gaan om jou pak te gee nie. En ek gee hom 'n druk en al loop hy, maar hy spierwit in die gesig. Nou kom al die goed in my kop op. Maar wie op 'n stadium moet ek as 'n pa my seun sacrifice ter wille van die koninkryk? Hoe hy oor my voel, en sy blydskap en sy aardse joy moet ek sacrifice. En daai volgende dag kom hy by my in. Dit al getuig en sê my ma en pa, ek voel net ons as 'n familie moet bietjie meer by mekaar kom. Die dinge saam doen. You see, the gospel keeps me safe. Die evangelie van Jesus Christus hou ons veilig. Okay, kom ons kyk wat sê verder. The gospel which I preach to you and which you have received and in which you stand, by which you also are being kept safe, if you hold fast the word which I preach you, lest you believe in vain. Jy moet vashou aan die woord. For I delivered to you the first of all which I also received. Luister dit mooi. Hier kom dit. So I delivered to you a gospel which I received, that Christ died for your sins according to the scriptures. The gospel of Jesus Christ says that Christ died for you according to the scriptures, and he was buried, so hy was mors dood. Okay? Baie mense getuig hulle van die ou was dood op die siekebed en toe bid hulle vir hom en toe raak hy weer lewendig. Nee, ek glo dit eers as hy gebury was. He was buried, he rose again on the third day according to the scriptures. So the gospel of Jesus Christ is the fact that Jesus died on the cross. He was buried, and he died on the cross for your sins. He was buried, and he rose again, so you can rise again. Jy partykeer, nee.
Ek het al gestruikel, en ek lê daarso en ek voel vuil. Ek voel swak, ek voel ongeestelik, I feel separated from God. Then I realize, watch this space. As Jesus rose again, He'll rise in me again. He'll rise in me again. Child of God, if you stumbled and you've sinned against God as a child of God and you feel dirty tonight, Jesus says, just ask and I will rise again in you. Dat Christus weer sy gestalte in my neem. Partykeer is nie moeswillige sonde nie. Deur die feit dat jy net te besig geraak het, is dit voel jy van die Here weggedryf. Say, Lord, rise in me again. Partykeer jy vererg. You lost your temper. Partykeer jy depressed geraak. Tref my van tyd tot tyd. Maar ek weet nou al, as ek depressief raak, dan sê ek, Lord, rise in me. Vroeger het ek weke depressed gewees. Julle wat daaraan gelei het, julle weet waarvan ek praat. Nou is dit so 'n quickie. Dan sê ek weer op, because I'm rising above it. I understand the gospel of Jesus Christ is resurrecting those who needs resurrection with His Son. Hy het opgestaan. Gevra mense daar buite, gaan vra die Christene daar buite. Wat is die evangelie van Jesus Christus? Daar op hulle babbels. Maar julle kan vandag sê, that He died on the cross. He was buried and He stood up. Wys my aan 'n God wat dit vir sy mense kon doen. Mohammed is dood. So dood. Boeddha is nog dooier. Krishna is in sy kanonen. Wat is hy ou? Wat in Afrika was? Confucius. Die Confucius, maar daar's hy vrede ou wat so, hy is ook gevrek. But Jesus rose again. Why on earth will I want to follow another God? Hoekom wil ek 'n dooie God aanbid, mense? Ek wil nie 'n dooie God aanbid nie. Jesus het opgestaan. Kan jy dink die uitdrukking op die duiwel se gesig? Wie het dit gebeur? My selfoon was facial recognition. Toe die duiwel dit hoor, nee. En hy wil facial recognition opsit om die demone boodskap te stuur. Toe sy gesig so suur, sy selfoon het hom nie eens herken nie. Ek wens ek kon sy gesig sien. Imagine it. He thought he won. He thought he won. Kan jy dink die duiwel se gesig, as jy gestruikel het en jy val, en die Here sê, as val die regverdige 7 maal, ek tel jou op, en hy dink hy het jou, en jy staan weer op. Kan jy dit imagine? Wie jou suur raak die demone as jy opstaan in Christus Jesus. En die opstandingskrag is daar vir jou. Daai bloed. Daai bloed. Die bloed van Jesus. I declare to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the scriptures, and that He was buried, and that He rose again on the 3rd day according to the scriptures. Hy moes gebore raak. Daarom vier ek Kersfees. Daar's sulke sad wettiese groepe wat voel jy mag nie die geboorte van Christus vier nie. Hulle call dit Christmas. Weet jy wat beteken Christmas? Mass is festival, Christ festival. Weet nie waar Kersfees vandaan kom nie, maar Kersfees vier ek Christ festival. Hy moes gebore raak. Dan sê die mense van, ja, waar in die wet het hulle Jesus se geboorte gevier? Ek sê regtig? Weet jou kinders se geboorte gevier voor hulle gebore is? Mense raak wetties oor nonsens.
Weet julle hoekom gebruik ons 'n Easter egg? Julle wat is die simboliek daarin? Die Easter egg, die eier, is die enigste ding wat weergebore kan raak. Het julle geweet? Hy raak gebore, is hy daar. Dan sit hy enetjie op hom. Die beste slaap hy girls. Dan sit die enetjie op hom en hou hom warm. Wie is die enetjie? Dis die kerk. As jy weer kom, is dit tik tik tik, dan word hy eier weer gebore. Dan kom jy kyk in uit. Hy het 'n dop, hy het wit en hy het geel. Dit verteenwoordig die drie eenigheid van God. Nou wil hulle sê, daai lot, die ander lot, wil sê, daai eier is 'n sataniese simbool. Kyk, as jy Satan 'n eier kon maak, is dit fyn, maar die Here het die eier gemaak. Okay? Die Here het die eier gemaak. Die Jode, die Christen Jode, vier nog, wat sy maaltyd se naam, julle wat slim is, daai fancy maaltyd, wat hulle so, en die heel aan die einde is daar 'n eier, an egg. That's also where the Easter egg comes from. And that egg is where they mourn the destruction of the temple and the last sacrifice. Julle van julle kan teologie gaan opsoek, of julle kan na die 7-dagse Akkedisse se leer luister. Okay? Wie van julle wonder hoekom steek ons Paaseiers weg? Wie van julle wil graag weet waar dit vandaan kom? Wil julle weet? Ek gaan vir julle sê, by die Pascha se vier, God said, nothing, Passover, the lamb, Exodus, okay? The blood of the lamb on the sides. He said, you must have unleavened bread, and once you have finished eating, nothing that's left over are you allowed to keep. You must burn it all. You must burn it all. So, but you must remember God at that stage, if you by accident left something there, het per ongeluk het daar 'n stuk afgeval en die hond het hom nie geëet nie. Then you're under the curse. So what the tradition came every year when they have the Passover, the father used to hide a piece of the unleavened bread in the house. And the kids had to go look for that piece of bread, hoping that in this process, if some bread fell somewhere that needed to be burnt, they will also pick it up. And that's where the hiding away. So in our traditions, it just became a tradition. Ons steek die Paaseiers weg. Dis nie omdat jy die genot God aanbid nie. Okay, die ouens wat porno kyk, aanbid die genot God. Die ouens wat nie wil trou nie, aanbid die genot God. Die jong manne wat met meisies lol wil, nie moet lol nie, aanbid die genot God. Verstaan julle? So moenie dat hulle condemnation oor goeie tradisies bring nie. Maar ons moet vir die kinders dit ook vertel. Okay, dit is net so 'n bietjie geskiedenis. So by the way. For I delivered to you first, which I also received, that Christ died for your sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures. En toe op hy kruis sterwe. Nou ek kan net dink, daai dag toe ek my seun pak slaag moet gee, eintlik elke keer. Nou kan jy nou dink, ek moet my kind so hard slaan, soos ek op daai dag geslaan het, en ek weet hy is nie skuldig nie. En ek weet hy is nie skuldig nie. My seun kom na my toe en sê, julle ken nou, onthou mevrou Rushan, Rushan is 'n maar mannetjie gewees, hy het nou 'n bietjie frisser geraak. My seun weet, as my pa nou vir Rushan gaan slaan, gaan hy hom doodslaan. Of hy weet Rushan se pa gaan hom doodslaan. Ek kan nie glo Rushan, hy Kenan verbygevat die ding. Kenan weet Rushan se pa gaan hom doodslaan. Rushan se pa is nie 'n Christen nie, en hy speel golf. En Kenan besef, met daai golfstok gaan hy Rushan doodslaan. Nou vra hulle wie die kar gerol, nou sê Kenan ekke. En ekke weet, eintlik was dit Rushan.
En ek weet, Keenan is so lief vir Roshan, en ek gaan Keenan te nakom, om te sê, nee, Rudy, het was Roshan. En ek besluit, ek gaan nou die wit hel uit my arme kind uitslaan, om Roshan van die hoek af te kry. En Keenan staan en ek slaan. Keenan staan en ek staan, of Kelvin staan en ek slaan. En ek weet, ek martel nou my kind, om iemand anders te red. Can you imagine Roshan, na al dit, kom spoeg in my gesig en ek kom spoeg in Keenan se gesig. Can you imagine that? Ek in die lig in beweeg. Can you imagine that? Wat sy hartsgevoel gaan dit maak hier binne in my? Eers doen ek dit omdat ek lief is vir Roshan, ook. En dan besef ek, it's not a two-way love. Verstaan julle nou wat op die kruis gebeur het? Nou julle wat hierso sit, sê Here, Here. Dit was unfair, dat Christus, hy sê eers hy is ons God, toe sê hy is ons rabbi, toe sê hy ons vriend, en toe raak hy ons broer. Sy seun Jesus. Kan julle verstaan die effek van sonde, as dit kom by die kruis? Ek gaan dit nie maklik maak vir die duiwel nie. Hoe voel die vaderhart? Sit jou in die skoene, ek sê dit maar, wat ek sê, emosionele mens. Ek ervaar goed, as ek moet raas met iemand, jy weet dat die army het ons geraas en geskel, en jy voel partykeer, ek weet arme Johannes nou al so geraas en geskel, hier op hierdie plaas, die arme ding, dat hy nog nie weggehardloop het, is 'n wonderwerk. Maar dis hoe het is. Maar as om hom syf te hou. Die klomp kinders, wat hier kom, is om hulle syf te hou. Die ou vleermuis, ons gaan sy siel ook nog red vandag. Ek gaan net hierdie deur oopmaak en laat hier ingaan. As hy in is, dan maak ons vandag toe. Die Satan is ook altyd in die mix. Die bloed van Jesus, die kruis. Wat is die waarde van die bloed? Wat is die waarde van die bloed? Die dierprys wat Christus vir ons betaal het. En ek gaan dit hier vandag lees. Wat 'n effek het die bloed van Jesus op ons lewens? The first one is redemption from sins. I have been redeemed from my sins. Ek kom na jou toe en ek betaal jou huis of jou kar af. You have been redeemed from that weight. Okay? Imagine that. Jy gaan maar baie vir my hou, nee. I wish I could, partykeer om meer mense help redeem. Eendag as ek ryk is, nie lotto speel nie. Ephesians 1 verse 7 says, in him we have redemption through the blood, the forgiveness of sins, according to the riches of his grace. In 1 Peter 1 verse 18, it says, knowing that you were redeemed with corruptible things, not redeemed with corruptible things, silver, gold, so not with something I can pay, the vain manner of life handed down from your fathers, but with the precious blood of the Lamb without blemish. And I want to say to you today, if you confess your sins, and you really have remorse, ek praat nou nie van, sê vir jou broer, jammer. Julle ken mos daai jammer. Is dit regtig jammer? Is nie regtig jammer nie. Nou kom jy agter, my pa gaan my neek as ek jammer sê nie, nou sê jy jammer omdat jy nie geneek wil wees nie. Dis nie jammer nie. So now I realize I've sinned and therefore I fall short of the glory of God, and if I'm going to get a backslide now, or I end up in hell, so I say, sorry Lord, because I want to go to hell. That's not real remorse. As jy nie jammer sê, want die boek sê jy sê jammer, as jy nie jammer nie. As jy regtig berou het, jy sê jammer Here. You are completely redeemed. Second one, you are clean, the cleansing effect. It says, and this is very important, and you must understand that this is vir julle ouens hierso. But if you walk in the light as he is in the light,
We have fellowship with one another. We must walk in the light and we have fellowship with one another. Hier is eintlik 'n baie mooi gedeel. And the blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. So die bloed werk as jy in die lig is. Walking in the light means being transparent. Ek sê nou die dag vir Andries Botha wat jy kom preek het, ek ry stap op pad en ek is baie transparant met geestelike leiers. Maar die ouens kyk my sê, "Jesson, jy is 'n eyster. Jy's God se rekkie. Jy's rof en onbeskof. Nothing can stop you." So but I can say, yeah, up front you have to fight. But like David, in there I must cry. So I said to Andres Botha, I said, you know what, Andres, my problem is, we're all built different. I don't get slowly tired. My airplane doesn't come in like this for the soft landing, and then I have a couple of days off and get energy and go. My airplane goes, boom! Dan kry 'n massive crash land. Dan besef ek blikskotel, ek is daar. Hy sê, jy ook. Now that is walking in the light. We can be transparent. Not hiding things away, not hiding feelings away. And going there, Renette sê vir my, Sean, daai lighasels is stikkend. Ek wens iemand wil hoor wat weet hoe elektrisiteit werk in die kerk. Daai lig is stikkend, die lig is hierdie kant. As jy praat, moet ek hierdie kant beweeg in die lig. Now that's walking in the light. Amen. So if I walk in the light en ek luister vir haar, and I have fellowship with the brothers, which I'm doing now, the blood of Jesus Christ will cleanse me of all sin. Okay. Jesus is light. Will cleanse us from all unrighteousness. The next thing is justification. Romans 5 verse 9 says, much more than being now justified by his blood, we shall be saved from the wrath through him. In other words, the blood of Jesus makes righteous. The justification, Derek Prince says it so nicely, he says it is just as if you have never sinned. But you have to apply the blood. When he justifies you, it is just as if you have never sinned. Sanctification, Hebrews 13 verse 12. I double printed my notes as I said there, you can take it if any of you are interested. Sanctification, Hebrews 13 verse 12. Therefore, Jesus also, so that he might sanctify the people through his own blood, suffered outside the gate. Where's outside the gate? Calvary. Okay, Calvary. So he suffered on the cross so that we can be sanctified by his own blood. Then it says that it gives life. John 6 verse 53. When Jesus said to them, truly, truly I say unto you, unless you eat the flesh of the Son and drink the blood, you do not have life in yourselves. Whoever partakes of my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up in the last day. For my flesh is food indeed, and my blood is drink indeed. He who partakes of my flesh and drinks of my blood dwells in me, and I in him. Nou wanneer ons daai nagmaal gaan vat vandag, sê Lord, I'm partaking of your flesh, I'm partaking of your blood, you dwell in me. Amen. Wat nogal interessant is, ons doen dit baie keer verkeerd. Een brood, né? Hy het een brood gevat, hy het een brood gebreek. One bread. He broke it. And everybody ate that one bread. So that one bread became part of everybody. Dit was nie daai snaakse goedjies en koolsjes dan nou die dag nie. Ek nie gevang hoe werk hy goed nie. Daar's brood is gebreek. Is een loaf brood wat gebreek is. Daai een loaf brood is in ons almal. So that loaf of bread becomes part of all of us. Okay. Mooi, né? By faith,
He frees, by faith when we eat his flesh and drink his blood, we are freed from sin. Ons raak vry van sonde. Party mense hou raak op Sondag, maar is nog nie vry van die impak van sonde nie. Then the blood speaks on our behalf. It says in Hebrews 12 verse 22, but you have come to Mount Zion and to the city of the living God in the heavenly Jerusalem and to enumerate the company of angels, to the general assembly of the church of the firstborn who are written in the heaven, and God the judge of all, and to the spirit of just and to the spirits of just men made perfect, and to Jesus Christ, the mediator of the new covenant, and the blood sprinkling that speaks better things than that of angels. Okay, so what happens is the blood of Jesus speaks out, but I paid the price for him when the accuser of the brethren comes. En aanklaer van die broeder kom, hy kla jou aan, hy sê, but my blood speaks for you. He says, the life of Jesus Christ is in his blood. Nou die lewe, jy mag 'n bok geslag het, maar jy mag nie die bloed gedrink het nie, want hy sê die lewe van die bok, in sy siel is in die bloed. Nou kom die Bybel, en hy sê, drink daardie bloed, want die lewe en die siel van Christus is in sy bloed. En hy spreek uit tot sy kerk. Amen. Thank you Jesus for the blood. Ek hou nie baie, vir my het Paas naweek, en die gedagte van Christus op die kruis is vir my 'n aaklige tyd. Ek is bly aan een kant, maar dat hy so moes gesuffer het vir my. Jy weet, daai gesig van hom op die kruis, is net vir my te traumaties. Ek hou meer van die opstanding, en ek hou meer van die geboorte van Jesus, en ek hou meer van die uitstorting van die Heilige Gees. Maar dit het hy gedoen. En ons gaan 'n bietjie communion hou. En ek hou daarvan, ek raak nou with it deesdae, Wikipedia, the meaning of communion. I'm with it, né? Hierdie klomp jonges moet nie dink hulle weet iets nie. The communion meaning, the noun, the sharing or exchanging of intimate thoughts and feelings. Of intimate thoughts and feelings, especially when the exchange is on a mental or spiritual level. In this, okay, this one is a parable. So, ek gaan dit weer lees. Exchanging intimate thoughts and feelings, especially when the exchange is on a mental and spiritual level. The second one says the service of Christian worship, which bread and wine is considered and shared. And communion is celebrating the death and the resurrection of Jesus Christ. And I'm saying, so what communion in the Bible? Communion is the act of unity among believers. Nou daar buite partykeer stoei en stamp, jou baas is dalk 'n Christen, jou medewerker is 'n Christen, hier by die werk is daar stoei en stamp, maar alles loop nie altyd reg nie, maar as ons by mekaar kom hierso, dan vergeet ons wat daar buite gebeur het, and we one family. Ek onthou ek en my jonger broer, ja, ons het baklei. Jy weet soos wat broers maar baklei, en ek is daar by die skool, en ons moes oor die treinbrug gaan, en wag ons op die platform vir die trein om te kom, van Amanzimtoti Doensai toe, en hier op hierdie platform, ek en my broer het 'n hengse fight gehad, en ek is vies vir hom, ek weet nie onthou waaroor nie, en ek en hier kom 'n ou, en hy begin my afnou, en hy is bietjie groter as ek, en daar's 'n besigheid, en ek weet nie, hierdie meter van my gaan die rooi in, en ek het die ou's aan mekaar, en toe my broer sien ek is besig om hierdie fight te verloor,
Dis spring my klein boetie op sy rug en hy begin hom wurg. Ek my klein boetie het nou net gefight. But there's something about the blood that's in us. There's something about the blood that's in us. That when we come together and we have communion, we share intimate things, and we kind of just forget about the things that happened today. Is nie mooi nie? Nie mooi nie, communion. The spiritual and emotional discussions that we have with one another. Jy kan jouself nie isoleer nie. Jy moet iemand kry by wie jy kan sit en sekere goed praat. Jy kan nie alles by almal praat nie. Pas op by wie jy wat praat, hoor? But sometimes you need somebody. Make sure they're also under the blood. And we're going to have communion tonight. Erik gaan julle vir die communion en ek wil net sê, sien die kruis vandag. As ons die nagmaal vier, sien die een brood. Ons raak een brood, ons raak een liggaam, ons is een bruid in Jesus Christus.